goeiemôre julle. Nou die Bybel sê in Jesaja 43, hy sê dat kyk, ek gaan iets nuuts doen. Nee, jy kan dit al sien. Ek gaan in die woestyn 'n pad maak. Nou, as jy weet hoe 'n woestyn is, dit is 'n klomp sand. Dit klink net onmoontlik vir 'n pad om te wees, maar die Here Jesus Christus van die onmoontlike sal 'n pad in die woestyn maak. Hy sê hy sal by droë wêrelde sal hy 'n vuur laat ontspring. Nou hierdie skrif vanoggend dat bedink aan hierdie volgende woord, dat ek glo as Lewona Steenkamp, ek is onstuitbaar. Wanneer ek praat van onstuitbaar, beteken dit dat ek is, jy kan my nie op laat beweeg. Ek is onstopbaar, as ek het so kan sê. Kyk, jy kan my nie stop nie. Ek sal altyd beweeg. En dit wat die Here wil hê ek moet beweeg, ten spyte van wat die duiwel probeer, sal ek nog steeds beweeg. Ek sal deurbreek, soos die vrou wat in bloedvloeiing gelei het, omdat ek weet die God wat ek dien kan riviere op droë wêrelde laat ontspring. Die God wat ek dien sê vir my, kyk, ek gaan iets nuuts doen. Nou, hy is jy mense kind dat hy sou lieg. So ek is onstuitbaar, omdat ek verstaan dat ek is onstopbaar. Ek is beweeglik in alle omstandighede. Geen omstandigheid, geen situasie, geen enige ding, siekte sal my stop om te sê wie die Here is. Dit maak nie saak of jy wat doen nie. Ek sal aan mekaar oor en oor sê wie God is. Want ek weet wie die Here is. So, wees jy dan vanmôre en vir die res van die lewe onstuitbaar, onbeweeglik. Kyk, jy staan vas, onbeweeglik in die woord van die Here. Mense kan jou kom sê wat hulle wil van die Here. Al wat ek sê is, ek treat God based op my experience met die Here. I don't treat him based on how you know him, how you know him. I treat him based on how I know he came through for me, how I know he saved me in situations where I was supposed to die. He saved me in situations where I was supposed to be depressed. He saved me in situations where I was supposed to lose everything. En glo my, daar was tye wanneer ek alles verloor het, maar toe ek agterna kom kyk, toe verstaan ek hoekom ek het verloor het, omdat die Here wou my iets groter gee. Miskien het jy vandag iets verloor wat vir jou baie deel was, maar ek wil hê jy moet verstaan, van nou in hierdie seisoene het jy dit nie nodig nie. Die Here gaan vir jou iets groter gee. Dit moet jou nie beweeg nie. Dit moet jou laat aan een gaan. En dit wat jy wil die Here wil hê, dit moet jou nie beweeg in 'n situasie waar jy negatief gaan wees nie. Dit moet jou nie beweeg in depressie nie. Dit moet beweeg in ek dink niks aan myself nie, maar dit moet jou beweeg in 'n plek van ek weet wie die Here is. Hy het in die woestyn 'n pad gemaak. Hy kan in my lewe wat vanoggend voel soos 'n woestyn, kan hy 'n pad maak, want hy is God van die onmoontlike. Vanoggend voel ek droog. Dit voel dinge werk nie, maar wat ek weet wie die Here is, sal hier 'n vuur ontspring en hy sal weer nat maak en mense sal sien. Dit is wie die Here is. So ten spyte van waar jy gaan vanoggend, wat ek jy moet weet, die Here is besig om iets nuuts te doen in jou lewe. Hy doen iets nuut. Al voel dit nie so vanoggend nie. Hy doen iets nuut in jou lewe. So aanvertrou die Here aan een. Moet nooit opgee op wie jy dink die Here is, because dit is wie die Here is. Die Bybel sê, hy is wie die woord sê hy is. Laat die Here vir jou is, based op wat jy experience van God. Die Here seën